Dag Graad 12 leerders. Welkom by vandag se wiskundeles. My naam is Erika Jansen en hierdie les word vir julle gebring deur die Noord-Kaapse Onderwysdepartement in samewerking met Pakama Research and Development. Vandag gaan ons verder met vraestel 1 hersiening. Ons gaan kyk na die res van funksies en grafieke en dan ook nog na bietjie finansies, groei en verval. Teen die einde van hierdie les behoort julle mooi te weet hoe lyk die struktuur van vraestel 1 en dan ook bietjie meer gefokus het op funksies en grafieke en finansies. Kom ons kyk na die struktuur van vraestel 1. Wanneer ons na vraestel 1 kyk, eerste 2 onderwerpe het ons reeds afgehandel en nou is ons by funksies en grafieke. Hy tel 23% van jou vraestel, oftewel ongeveer 35 punte. En hy sal gewoonlik vraag 4, 5, kan selfs vraag 6 ook wees. So 2 of 3 vrae afhangende van hoe hulle besluit het om dit in te deel. Dit word dan gewoonlik opgevolg deur finansies en finansies tel omtrent so 10% van jou vraestel. Dit is dan gewoonlik vraag 6 of 7 rond en behels omtrent so 15 punte. Nou, as voorbeeld, om 'n bietjie meer te kyk wat ons verwagte kan wees, kyk ons na die Vrystaat September 2024 se vraestel 1 en meer spesifiek daar na vraag 4. Hulle het vir ons hier 2 funksies gegee, dat die eerste ene my x lê onder in die breek, so dis 'n hiperbool, en die tweede ene lê my x in eksponent, so dis 'n eksponensiële grafiek. En dan gee hulle vir my 1 punt op die eksponensiële grafiek. Toe vra hulle vir my, kry die waarde van k, die vergelykings van die asymptote van f, die inverse van g, die x-afsnitte van f, en dan laastens vra hulle vir my, ek moet skets 'n teken van die 2 funksies. Kom ons spring weg. Om die waarde van k te kry, gaan kyk jy eers my waar is k. K lê daar in my eksponensiële grafiek. So, eerste stap is, skryf jy eksponensiële grafiek se vergelyking neer. Omdat k my onbekende is, beteken dit, ek moet tog my x en my y kan invervang. Maar dit is maklik, want hulle gee my 'n punt op die grafiek, so ek vervang daai punt 1, 3, vervang ek nou net in, by x en by y, en dan kry ek k terug 1 is gelyk aan 3, wat dan beteken my k is net doeteenvoudig 3. Volgende een, die vergelykings van die asymptote van f. Onthou, ons asymptote, kyk ons eerstens of hy horisontaal of vertikaal geskuif het. Hierdie grafiek het net 'n x daaronder. So hy het nie links of regs geskuif nie, daarom bly dit x gelyk aan 0, die asymptoot van ons standaard, ons moedergrafiek. Maar die horisontale een het verander na y gelyk aan -1. Hoekom? Want jou grafiek het 1 afgeskryf. Dan die vergelyking van die inverse. Onthou weer, inverse beteken dadelik ruil x en y om. So skryf net eers die vergelyking soos wat ek hom gehad het. Y is gelyk aan 3 tot die mag x. Dis my vergelyking van g. En dan onthou, oral waar 'n x staan, vervang ek nou met 'n y en selfde daai kant. En dan moet ek hom met 'n logvorm gaan skryf. En y is dan gelyk aan log tot die grondtal 3 van x. So, pas op net, onthou, hulle het gevra vir die inverse se vergelyking. Hulle het nie gevra in die vorm y is gelyk aan. So maak maar net seker dat jy reg altyd jou vraag antwoord. Met ander woorde, jou laaste lyntjie moet sê, g se inverse van x is gelyk aan log tot die grondtal 3 van x. Dan die x-afsnitte, hoe kry ons x-afsnitte? Ons maak dadelik ons y-waarde 0. So vat my f se vergelyking, maak die linkerkant jou y 0. Maklikste hier is, kry eers jou breek alleen. Nou in hierdie geval het ons die -1 oorgevat na die ander kant toe. As jy nie sterk is met jou minusse nie, wil ek vir jou amper 'n aanbeveling maak, vat dan liewer hierdie hele breek na die linkerkant toe.
Want dan word hy positief en dan sit jy nie meer in bekommer oor wat moet ek met al daai baie minusse maak. Maar goed, dis jou keuse. So in hierdie geval, ek hou nie van my x wat onder is nie, so ek gaan maal om aan die linkerkant en dan kry ek x is gelyk aan min 2. Kom ons kyk net wat het hulle gevra. Hulle vra vir my vir die x-afsnitte. So hulle het nie gespesifiseer koördinate nie, maar dit is dalk 'n goeie gewoonte om aan te leer om maar te alle tye goed in koördinaatvorm te skryf. As jy die dag dan wel 'n vraag kry met koördinate, dan is jy in elk geval gewoond om al jou antwoorde in daardie vorm te skryf. Dan moet ons die sketse gaan teken. Ons kyk. Sover ons hierdie inversise vergelyking gekry. Sy x-afsnit maak ek y0 en dan kry ek x is gelyk aan 1. Ek kon ook geredeneer het en gesê het, goed, maar my oorspronklike grafiek was y is gelyk aan 3 tot die mag x. So dan kon jy sy y-afsnit kry het deur x 0 te maak en dan sou jy gekry het 0, 1 en dan kon jy dit net omgedraai. So weer eens verskillende maniere, jy doen wat vir jou die maklikste is. Dan die asymptoot, onthou die oorspronklike grafiek se asymptoot het horisontaal geloop by y gelyk aan 0, en nou word dit x gelyk aan 0. So dis al my inligting met betrekking tot my invers. Dan vir my oorspronklike grafiek, ek het 'n x-afsnit daar, ek gaan nie 'n y-afsnit hê nie, want onthou, op die y-as is daar op hierdie stadium nog 'n asymptoot. So ek het net 'n x-afsnit, dis waar ek y0 gemaak het, en dan kry ek min 2, en ek het sy 2 asymptote. So kom ons gaan teken hom. So ek kyk gou na die loggrafiek. Daar's my x-afsnit wat jy moet aandui. Onthou, jy kan nie net die grafiek teken nie. Jy moet die waardes by die afsnitte moet jy aandui. En dan moet jy ook onthou hierdie asymptoot. Nou baie kinders sê vir my, maar dit is 'n vertikale lyn, dit is klaar 'n soliede lyn. Hoe gaan hulle my stippellyn sien? Teken hom net so effens af, dat mens net die stippellyntjies kan sien. Of maak jou stippellyn net bietjie dikker, dat 'n mens pertinent kan sien jy het 'n asymptoot daar geteken. En dan onthou, skryf tog maar daarby x gelyk aan 0. Dan jou hiperbool, onthou sy asymptoot, vertikale asymptoot bly nog steeds op die y-as, maar sy horisontale asymptoot is hierdie ene, hy het 1 afgeskuif. En dan x-afsnit het jy klaar uitgewerk, is min 2, ons plot hom daar, en dan kan jy hom trek. Onthou net die riglyne sê, as jy net een grafiek teken, dan moet op alle grafieke ten minste 2 punte wees. So kom ons sê, jy het nou net die loggrafiek geteken, dan moet jy 'n tweede punt net vir ons ook op dit plot. Hoe doen jy dit? Kies net nog 'n x-waarde. Ek sal byvoorbeeld in hierdie geval dan 'n 2 kies. Druk hom in jou funksie in, werk uit wat die y-waarde is en skryf net die koördinaat daarby. Goed, dan vraag 4.6 het gevra vir watter waardes van x sal die simmetrie as van f wat 'n negatiewe helling het, die grafiek van f sny. Dit is gewoonlik hierdie tipe vrae waar jy baie verskillende woorde hoor wat vir julle verwarrend begin klink. Ek sal jou nou wys hoe om dit aan te pak. En dan die tweede een vir hulle, beskou die grafiek van H, dan gee hulle die definisie van H, en dan vir hulle, waar is daardie grafiek kleiner gelyk aan 1? Eerste ene, hulle praat daar van die simmetrie as van f, onthou hy sê hiperbool, met 'n negatiewe helling. Nou, onthou ek het vroeër al vir julle geleer, as ons die simmetrie as wil hê, kan jy hom dood eenvoudig daar van jou grafiek aflees. Jy gebruik daardie vorm, y is gelyk aan x minus 1, dit gaan vir my positiewe ene gee, en dan om die negatiewe 1 te kry, sit jy net 'n minus voor die nommer. Soos y is gelyk aan min x min 1. En dis wat ons hier het.
Dis hoekom ek hom direk daar kan neerskryf. So nou het ek die simmetrie as met die negatiewe helling. Volgende sê hulle vir my, hy moet die grafiek van F sny. Hoe kry ek die snypunte van twee grafieke? Ek stel hulle gelyk aan mekaar. So nou vat ek Fx se vergelyking aan die linkerkant, gelyk aan die simmetrie as aan die regterkant. As jy gaan die eens oorvat, dan gaan jy sien jou ene gaan wegval. So, in hierdie geval het ons nou regdeur van KGV kry, maar eintlik 'n bietjie van 'n kort pad is om net te sien daai ene val weg, en dan kry ek x kwadraat gelyk aan 2. So jy kan of die uitmaalmetode gebruik, of jy kan direk die ene laat wegval. Pas op net, as jy aan die een kant 'n -1 het, aan die ander kant 'n +1, dan gaan hulle nie wegval. En dan kry ek x kwadraat gelyk aan 2, wat beteken x is dan net plus of minus wortel 2. Dan die laaste enetjie, vra vir my die grafiek van H, en H vat die inverse van G, so dis die loggrafiek, en hy skuif hom 2 links. So wat jy met hierdie tipe van vraag gaan doen, is jy gaan eers die vraag antwoord vir die oorspronklike grafiek. So kom ons kyk gou hierso. Daar's my oorspronklike grafiek. Sien julle, daar's die grafiek van die inverse. Ignoreer eers daai aanpassing en vra vir jouself, waar sal hierdie grafiek kleiner gelyk aan 1 wees? Dit sal die gedeelte hier wees. So as ek nou hierdie antwoord sou neerskryf vir hierdie grafiek, dan gaan dit wees x element van 0, nie ingesluit nie, want dit is 'n asymptoot, tot by 1, maar hy sal daar ingesluit wees, want hy mag gelyk aan 1 wees. So dit is wat ek sou aflees as ek net G se inverse sin sou gebruik het. Maar nou skuif ek die grafiek 2 links. Dit beteken, al die waardes gaan 2 links skuif, want dit gaan ons my x-waardes beïnvloed. So jou finale antwoord gaan dan maak net vir my daardie reg, daardie moet -1 wees. So hy sal dan van -2 aflees, want onthou, skuif 2 links, gaan hom stoot na -2 toe, en daai 1 skuif 2 links, gaan hom stoot na -1 toe. So jy het letterlik die prentjie gevat en hom net 2 links geskuif. Nou vraag 5, ook van die Vrystaat September 2024, sê die volgende, dis ons gekombineerde grafieke vraag. Hulle gee vir my 'n parabool, met sy vergelyking, en ook 'n regte lyn, en hulle gee die vergelyking. Dan sê hulle vir my A en B is die x-afsnitte, en C is die draaipunt, en dan die grafieke sny by A en T. Eerstens moet jy die x-koördinate van A en B gaan kry, dan die waardeversameling van die parabool, en laastens die maksimumwaarde van daardie uitdrukking. Wat baie keer gebeur is jy lees hierdie vraag in leestyd, en dan ondersteun nie 'n vraag soos vraag 5.3 julle dadelik. Leer om nie jou te steur aan daardie tipe vrae nie. Onthou, daar moet 'n sekere hoeveelheid level 4 vrae wees. So, daai tipe van vragies is nie altyd regtig moeilik nie, maar hy word net effens anders gevra en dan skrik jy. Asseblief, hou jou fokus by dit wat makliker is en doen dit eers. Daar's nogal groot waarde daarin om eers al daardie maklike vrae te doen en al die ou moeilikes of die wat vreemd lyk, hulle eers bietjie te los en dan later terug te kom na hulle toe. Hoekom? Want die oomblik wat julle in daai lokaal instap, is julle sceneries skoon op hom. En as mense 'n klompie vrae net eers doen, wat jy regtig weet hoe om te doen, dan ontspan julle gewoonlik en dan kom julle mooi op tree en dan begin julle regkom. Ek het al dikwels gesien dat leerders reg in die begin van die vraestel regtig die vreeslikste onnodige foute maak. En hoekom? Dis maar daardie vlinders wat jou heeltemal op opjaag. So kom ons kyk wat ons hier. A en B, onthou nou in hierdie geval het hulle nie vir ons in die vraag gesê dis die x-afsnitte. Hulle het wel die beskrywing gesê,
Maar jy moet hulle nou identifiseer. A en B is x-afsnitte. X-afsnitte kry ek deur I0 te maak. So vat my grafiek se vergelyking, vervang aan die linkerkant met 0, want dit is maar oor my x-afsnitte uitwerk. Faktoriseer, of as jy nie van faktorisering hou nie, natuurlik, jy mag die formule gebruik. Jy moet net die invervanging in die formule pas. En dan kry jy jou twee antwoorde, -4 en 3. Maar nou onthou, jy moes die x-koördinate van A en B gekry. So jy moet vir my sê watter een gaan by watter punt. Kyk, watter een is die verste links. -4 is toch verder links as 3. So -4 gaan by A kom en 3 gaan daar by B kom. Hulle het net gevra vir die x-koördinate, so dit jy net te sê dan. A se x-waarde is -4 en B is 3. Dit hoef nie in hierdie geval in koördinaatvorm te gewees. Tweedens, soek die waardeversameling van f(x), is ons parabool. Onthou nou weer, waardeversameling het te doen met die y, en ek lees van onder na bo, van negatief na positief. So as ek dit wil aflees, moet ek eers weet wat is daardie draaipunt van my, sy y-waarde, want dis die hoogste punt op waar ek kan gaan. So eerste doelwit hierso gaan wees, kry ons draaipunt. Nou weer, ons twee metodes, x is gelyk aan -b op 2a, of as jy wil, bring jou calculus in, en stel die eerste afgeleide gelyk aan 0. So in hierdie geval, as ek daar indruk, dan kry ek dat my x-waarde van my draaipunt is -0. Onthou, dis nou nog net jou x-waarde. Wanneer ons waardeversameling aflees, soek ons die y-waarde. So jy moet daai -0,5 vat, en hom terugdruk in die oorspronklike funksie, en dan kry jy sy y-waarde is 49 op 4. So jy sal dit dan nou daar eintlik kan inskryf. As hulle dan vir my die waardeversameling vra, dan sê ek, die waardeversameling gaan dus van min oneindig tot by 49 op 4 gaan, of as jy dit in die ongelykheidsnotasie wil skryf, y kleiner gelyk aan 49 op 4. Onthou net, wanneer ons praat van waardeversameling, sal daardie altyd die is gelyk aan 1 wees. En as jy blokhakkie so intervalnotasie gebruik, sal dit altyd 'n blokhakkie wees. Want onthou, daardie punt lê op die grafiek. En die waardeversameling gee my al die moontlike punte wat op die grafiek lê. So hy moet ingesluit wees. Wanneer sal hy tipies nie ingesluit wees nie? As dit ons daai vraag vra waar hulle vra, gee vir my die x waarvoor hy stygend of dalend is. By 'n draaipunt is hy nie stygend of dalend nie, en dan sal hy gesluit wees. Maar in hierdie geval, altyd ingesluit. Dan die maksimumwaarde van daardie ding. Al wat jy aan moet dink. Jy weet nie, 3 tot 'n mag. Laat jou dink aan 'n grafiek wat so gaan, né? En dan wil jy half vir my sê, maar daai ding kan ons nou nie 'n maksimum bereik nie. Dit kan. Moenie fokus op die eksponensiële grafiek nie. Fokus op hierdie deeltjie, want jy is besig met f(x). Al wat jy doen is jy vra vir jouself, wat is f(x) se maksimum? En dit was die 49 op 4, wat ek hier in die vorige vraag gekry het. So, jy vat net die 49 op 4, jy minus die 12, en dan gaan jy jou maksimumwaarde kan kry. En dit gaan wees 3 tot die mag 0,25, wat jy dan net in jou sakrekenaar intik, en dit geef my 1,32. Onthou, in hierdie geval gaan jou eksponensiële grafiek wel 'n maksimum bereik, omdat jou eksponent net 'n maksimumwaarde kan wees, as gevolg van die feit dat hy van daardie funksie afgelei is. Dan nog 2 aflesingsvraaggies. Die waarde van x waarvoor x maal fx groter as 0 is, en dan die gunsteling ene, my leerders hou nie altyd van hierdie vraag nie, en dit is waar hulle die K-vraag inbring. Maar eintlik is hierdie vraag baie lekker en baie maklik. Jy moet net genoeg van hulle vind, dan is hulle regtig nie so moeilik. So kom ons kyk. Eerste ene is weer waar ek 2 funksies, of 2 waardes maal. Nou, as ek 2 waardes maal, gebruik ek die tekens om uit te werk waar is die oplossing wel van toepassing. So, groter as 0, beteken dit moet positief wees.
Dan vra ek myself, wat maal wat gaan my plus gee? Beteken plus maal plus, of minus maal minus. Kom ons gaan kyk vir die eerste opsie. As x positief is, beteken dit ek kyk regs van die y-as. Dan moet fx ook positief wees. Fx is my parabool en positief beteken bo kan die x-as. So dit gaan daardie stuk wees. So dis my eerste stuk wat van toepassing wees. Tweede stuk is as x negatief is, dan moet fx ook negatief wees. Negatief is nou weer links van die y-as. So nou kyk ek links van die y-as, waar is fx negatief? En dit sal daardie gedeelte wees. En nou moet jy net die x'e van daardie twee antwoorde gaan aflees. So die eerste een sal sê, x kleiner as min 4, want onthou, in die vorige vraag het ons mos uitgewerk, daai x-afsnit is min 4, en daardie ene was 3. So, kleiner as min 4, en hoekom nie gelyk aan nie? Want daar is nie is gelyk aan daar nie. En die tweede ene strek dan van 0 af, tot by 3, beide uitgesluit. Dan die k-vraagie, as ons na hierdie ene gaan kyk, hulle sê, vir watter hele waardes van k sal daardie uitdrukking gelyk aan k, twee negatiewe ongelyke wortels hê. Kom ons kyk eers. Ons oorspronklike funksie was daardie ene. So eintlik vra hulle hier net vir my funksie gelyk aan k met twee negatiewe wortels hê. Vir my werk dit makliker as ek dit so gaan skryf. Min x kwadraat min x plus 12 en ek bring die k oor na links toe. Dan sê ek vir myself, goed, ek moet met ander woorde my funksie vat en hom op of af skuif sodat hy twee negatiewe ongelyke wortels geneem. Nou kyk na jou grafiek op die oomblik soos wat hy daar is. Soos wat hy daar lê, kom ons kyk eers na opskuif. Dis opskuif 'n opsie. As ek hom enigstens sou opskuif, dan hy mos hoër lê daar. As ek hom opskuif, gaan ek nooit, sien julle daardie x-afsnit, raak nou net verder positief en verder negatief. So ek gaan nooit dit dan kan regkry, dat ek twee negatiewe wortels het. So opskuif is nie 'n opsie nie. Ek kan net afskuif. Ja, my teken daar wys klaar vir my, ek moet afskuif. Want jy moet altyd al twee rigtings gaan toets, want soms is die ander rigting ook moontlik. Hierdie is dan die afstand wat ek moet afskuif. Goed, kom ons skuif hom af. Op die oomblik is al twee wortels, of is die een wortel negatief en die ander een positief. So as ek hom nou, kom ons sê net 'n bietjie afskuif, dan lê hy daar. Sien julle, een wortel steeds positief, een negatief. Hy sal eers twee negatiewe wortels hê as ek verby die oorsprong skuif. Met ander woorde, dat hy so gaan lê. Die oomblik wat ek verby, julle daai y-afsnit, verby my oorsprong gaan, dan gaan albei my x-afsnitte aan die linkerkant wees. So daarom moet die afstand wat ek afskuif, moet groter as 12 wees, want onthou, jou y-afsnit daar was 12. So jy gaan k groter as 12 maak, maar jy moet oppas vir beperkings. Jy kan nie hierdie grafiek onbepaald afskuif nie, want as ek hom nou nog afskuif, en kom ons sê ek skuif hom soveel af, dan het hy nie meer x-afsnitte nie. En onthou hy het gesê hy moet twee negatiewe afsnitte hê. Nou, daarso, as ek hom presies afskuif wat hy daar lê, wat van daai punt. As ek hom presies afskuif tot op daai punt, dan het hy twee negatiewe wortels, ja, maar hulle is gelyk. So hulle is nie ongelyk nie. En hulle het hier verder gesê dit moet ongelyk wees. So, ek kan hom afskuif meer as 12 eenhede, maar ek moet hom minder as daardie afstand, my y-waarde van my draaipunt afskuif. Hoekom? Want ek wil nie hy moet aan die as net raak nie, en ek wil ook nie hy moet onder die as gaan. En daarom is k groter as 12, maar kleiner as 49/4.
Nou beweeg ons aan na die finansies vraag. Eerste vraag het vir my 'n voertuig van R150.000 wat verminder in waarde teen 'n koers van 13% per jaar. Jy moet die waarde van die voertuig oor 6 jaar bereken indien die waardevermindering volgens verminderde saldo metode bereken word. En die tweede vraag is dan 'n leningsvraag. Dan kom ons los hom net eers, dat ons net eers die waardevermindering vraag doen. In die waardeverminderingsvraag, dis verminderde saldo, so daarom is dit die formule wat so saamgestelde rente lyk, maar onthou, minus, want is waardevermindering. Dan druk jy maar net jou waardes in, jou beginbedrag is R150.000, jou rentekoers is 13%, belangrik onthou, waardevermindering en inflasie is altyd jaarliks. Geen aanpassing per maandeliks of sulke goeders nie, is altyd jaarliks. So dit bly 13% en dit is vir 6 jaar. Tik in op jou sakrekenaar en jy kry R65.043,93. Nou die leningsvraag. Die leningsvraag sê 'n lening van R300.000 word aangegaan teen 'n rentekoers van 5,3% per jaar kwartaalliks saamgestel. Dit is belangrik. Die lening is aangegaan op 1 Maart 2016. Die eerste paaiement word eers op 1 Desember 2016 betaal. So daar het nog 'n redelike tydperk daar verloop. En dit word daarna terugbetaal 72 gelyke kwartaallikse paaimente. Nou vra dit vir my wat is die uitstaande balans van die lening op 1 September 2016. Ja, vir ietsie wat jy hierso baie moet kyk, onthou maak seker dat jou rentekoers wat kwartaalliks is, ooreenstem met die periode waarop jou paaimente gedoen word. In hierdie geval, dit is reg, so ek kan aangaan daarmee. Nou, onthou nou, omdat hy kwartaalliks is, jy begin op Maart. Jou eerste paaiement sal eers, as dit 1 Maart sou moes gewees het, wat gaan die volgende paaiement op die 1 Junie wees, en dan die volgende paaiement sou op die 1 September gewees het. En dan 1 Desember. So, omdat sy eerste paaiement op 1 Desember is, beteken dit hy het 2 paaimente gemis. Kyk van julle gaan tel hierdie maande, onthou dis kwartaalliks, so jy net 2 kwartale gemis. Nou vervang ons in, want onthou al die tyd, jy gaan die lening aan, as jy nie jou paaimente betaal nie, loop hy rente, en dit is dan net saamgestelde rente. So ons vat die 300.000, dis 0,053, maar pas op, hy is nou kwartaalliks, en hy loop vir 2 kwartale rente, want dis die hoeveelheid kwartale wat ons gemis het. As ek dit intik, kry ek R308.02,67. So, jy die lening aangegaan vir 300.000, 2 paaimente gemis, en nou staan jou leningsbedrag al op R308.02,67. R308.02,67. Nou wil ons weet, nou dat hy begin betaal het, wat gaan sy paaiement wees? En onthou nou, jou paaimente werk van daar af so. Jy het nou van daar af 'n nuwe huidige waarde annuïteit wat loop. In hierdie geval is hy regtig nie moeilik nie, omdat hulle reeds vir jou gesê het, jy het 72 paaimente. So ons gebruik die P-formule, ons soek ons X-waarde, maar onthou my P-waarde is nie meer 300.000 nie, hy het mos nou aangegroei na 308.000. My rentekoers is nog steeds dieselfde, 0,0534, en my aantal paaimente kry ek van daar af, dis die 72. Dan manipuleer jy, en onthou in vorige opnames het ek julle gesê, dat julle moet onthou, manipuleer jou finansies eers op papier. Julle probeer die sakrekenaar en die manipulasie gelyk doen, en dan iewers maak julle dikwels tekenfout, intikfout, en dan gee ek van daai. Doen maar eers die manipulasie op papier, en dan aan die einde sit jy jou papier, jou pen neer, en jy tik op jou sakrekenaar. Dan kry ons X-waarde,
is in hierdie geval dan R6.664.20. Dan kry Gert 'n werk wat hom kwartaallikse bedrag van R27.562.50 betaal. Hy besluit om 'n beleggingsrekening te open en deponeer dan 11% van sy salaris aan die einde van elke kwartaal in hierdie rekening. Die rekening verdien rente teen 7,9% per jaar maandeliks. Oeps, hier moet ons oppas. Maandeliks, kwartaalliks. Jy kan nie met daai twee saamwerk nie, so ons gaan eers iets anders moet doen. En hulle sê dis vir 8 jaar. En dan vra hulle vir my, hoeveel is in daardie rekening? Einde van die 8 jaar. Die eerste ding wat ek opgetel het, was daardie rentekoerse. So kom ons gaan skakel nou eers om. Ons kan nie die periode waarop hy betaal verander, maar ons kan wel die rentekoers, as hy kwartaalliks gespesifiseer is, of in hierdie geval maandeliks gespesifiseer is, wel omskakel na kwartaalliks toe. So, ons gebruik ons effektiewe rentekoersformule, en onthou, hy is nie op jou formuleblad nie, so jy moet hom ken. So, in hierdie geval het ons die 7,9% wat kwartaalliks was, daarom deel hy deur 12, en 12 daar buite, kan jy eers omskakel na 'n effektiewe koers toe. Dit gee vir my 0,08, en onthou al daardie desimale. Wanneer ons by hierdie groot goed kom, daar by finansies praat hulle baie keer in miljoene, dan maak 'n komma groot verskil. Hulle 'n klein persentasietjie, kom ons sê 0,01%, kan regtig 'n groot bedrag word later. Dan vat ons die effektiewe rentekoers en skakel hom nou weer om na 'n kwartaallikse rentekoers. So nou druk ek daardie effektiewe rentekoers by die effektief in en ek werk my nominale koers wat nou kwartaalliks moet wees. Gaan ek dan uitwerk. Jy mag ook direk hierdie twee hakies gelykstel aan mekaar. Dit gaan op dieselfde beginsel neerkom. Onthou, as daar 3 persone is, kom ons sê persoon A, B en C. As ek sê A is net so langs B en B is net so langs C, dan mag ek op die uiteinde sê A en C is dus ook even lang. So daarom, hierdie een het eers na effektief toe gegaan en toe daardie effektief na nominaal, so dus mag jy daardie twee formules ook gelykstel aan mekaar. Goed, nou het ek my nominale koers, so ek het nou my rentekoers reg. Maar, ek weet nog nie wat is my maandelikse bedrag. So wat jy nou moet gaan doen is, daai 11% van sy salaris, gaan jy eers moet gaan uitwerk. So jy werk 11% van sy salaris, wat 27.500 is, en dan kry jy dat daai 3031 is dan jou maandelikse paaiement. Nou is dit reg om my formule in te vervang. Ek het my paaiement, daar gaan hy. Ek het my rentekoers, en onthou nou, jy moet nou daai nominale een gebruik, wat jy nou pas uitgewerk het. En dan, dis 8 jaar, maal 4, want is kwartaalliks, en daarom is dit 32 paaimente. En dan kry ons, aan die einde van die tydperk, is daar R133.821.10 in daardie rekening. Waarna kan ons uitsit in die volgende les? Ons het nou reeds finansies en funksies, ry en reekse en algebra afgedra. So, nou gaan ons aanbeweeg na differentiaalrekeninge en waarskynlikheid. Daarmee het ons die einde van vandag se les bereik. Tot volgende keer. Dankie.